Die eis wat Jesus altyd aan sy disippels stel, neem op jou kruis en volg my, wys wat is op die spel. Al wen jy ook die wêreld, jouself sal jy verloor, maar volg jy hom as leier, volg jy die regte spoor. Sy eis is onvermybaar, ons moet onsself verloon, net dan kan ons sy liefde, sy reg en trou vertoon. Die weg wat na verhooging by die vernedering lei, het Jesus self ons leidsman geloop en voorberei. Onse Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons kan bid vir elke lidmaat van ons gemeentes, wêreldwyd van ons Christene, u kinders, Here, wat agtertoe deure sit, omrede die coronavirus. Ons bid graag vir gesondheid. Ons bid graag, liewe Heer, vir oorwinning teenoor hierdie virus. Ons bid graag ook in hierdie konteks van ons gedeelte van ons diens vandag, ons aanbidding in tiendes en offergawes. Ons wil graag vir u dank dat u vir ons sorg. Here, in hierdie tydperk is daar lidmate wat hul werk verloor het, ander wat nie volle salarisse gekry het nie. Maar Here, hoe dit ook al mag wees, ons bring en gee aan u wat aan u behoort. Ons bring die tiendes, omdat u ons God is, ons verlosser, ons skepper. Ons bring offergawes uit 'n dankoffer, om te sê, ons is dankbaar wat u vir ons doen, Here. En Vader, ons gebed is om dit wat ons vir u gee, en terug na u toe bring, sal ryklik seën, tot vermenigvuldiging, en ook tot bevordering van u werk. Here, ons elkeen afsonderlik waar ons in ons huise is, en waar ons dan ons offergawes en tiendes, deur 'n internettransfer in die kerk se bankrekening sit, ons tog vra dat u elke siel en familie sal seën, en dat u vorentoe ons verder sal seën, dat ons weer terug na normaliteit sal kom. Indien nie, Heer, ons sien uit na die koms van Jesus Christus. In Jesus naam bid ons. Amen. Goeiemôre aan elke liewe ene. Baie dankie dat u ingeskakel het en tot ere van die Here se naam kan hom loof en kan prys. En heerlike Sabbat vir elke liewe een en baie welkom aan elke ander ene wat inskakel dat ons hierdie diens so saam kan deurvoer. U het nou ingeskakel by ons hierso by Pietersburg. Hierdie is in die streek is Pietersburg en Louis Trichardt en dan Pietersburg landelik gemeente, wat ons dan so gesamentlik dien in ons afsonderlike huise. En ons prys die Here dat ons nog vryheid het om so te kan aanbid. Maar geliefdes, daar gelaat, ek wil graag vra dat u die Bybels sal oopmaak vir ons skriftuurlesing uit Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, ek lees in die ou Afrikaanse vertaling vanaf vers 31 tot 39 en dit volg dan so. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog,
wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is. Om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of die engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Ons lees tot sover. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om tot glorie van U naam hierdie dag te kan aanbid. U wat ons skepper is, heerser oor hemel en aarde, ons verlosser en die een wat die belofte gemaak het dat U weer kom. Wees ons mee met hierdie boodskap vanmôre en mag ons ryklik seën met U teenwoordigheid, U wonderlike agape liefde. Ons dank U Here in Jesus naam. Amen. Geliefdes, soos ek vroeër alreeds gedoen het, het ek U verwelkom. En ek verwelkom U in vreeslike moeilike tye, waar ons afsonderlik in ons huise is. Maar vriende, ons vind onsself in hierdie coronavirus pandemie. En u weet, ons het so 'n bietjie gesels, ons gesels al van dit begin het, tussen ons leiers en kerkleiers en predikante en met mense. Maar die gevolgtrekking wat ons vinnig kan mee noem, en ek wil graag wegspring daarmee vir vandag. Ek gaan nie praat hier oor die pandemie nie. Maar vriende, oornag, dit is asof oornag dinge verander het. Ons het gesien die ding aankom van waar het begin het en oornag letterlik by ons. Ons het sekerlik gedink, ja, dis daar, ver. Dit gaan nie, dis nie naby nie. Maar liewe vriend, dis nou wêreldwyd en oornag het dinge skielik vir my en jou verander. Jy weet, volgens die sielkundige sy naam is Arie Kruglanski. Hy is in die Universiteit van Maryland. Hy verwys dat studies toon dat die impak van die coronavirus, van die corona-pandemie, dat dit 'n geweldige effek het op die mensdom vandag. En baie meer as ons dalk miskien dink, en ander dink dalk weer is baie meer. Maar daar's 'n geweldige effek op ons mense. En volgens hierdie studie sien hy dat dit oornag 'n verandering plaasgevind het. Dit was 'n vinnige beweging. Dit was nie iets wat mense kon voorberei letterlik nie, maar dit was letterlik oornag. Ewe skielik was daar die virus is daar en skielik is daar die besluite geneem dat ons in ons huise moet bly en sovoorts. Maar vriende, met hierdie verandering wat plaasgevind het, is daar sekere dinge wat verander is in ons mensdom. En ons moet mooi dink daaroor. Hy noem pertinent 3 dinge. Die eerste een wat hy na verwys is, daar's 'n verandering met 'n sin van sekuriteit. Want skielik is daar die sekuriteit oor wat ons behoefte is. Sekuriteit nie van diewe nie, sekuriteit nie van moordenaars nie, maar 'n nuwe sekuriteit van 'n virus wat ons nie kan sien nie, maar ons sien die effek wat dit het op mense. Hy sê ook daar's 'n verandering in die mens se definisie van wat behoeftes is. Ek sien oor die algemeen is ons behoeftes, en in elke huis is daar verskillende behoeftes. Nou is daar 'n nuwe definisie vir ons elke een. Daar is ook 'n tipe van 'n verandering na nuwe waardes. Miskien is daar in die meeste van ons gevalle nuwe waardes wat bygekom het. Miskien is dit familiewaardes, selfwaardes. En so is daar verskillende tipe waardes by mense wat verander is,
juis deur hierdie tydperk. Maar vriende, dis dan interessant. Die 3 punte net weer in geval jy dit mis. Verandering met 'n sin van sekuriteit. Nuwe definisie van behoeftes en nuwe waardes. So vriende, baie dink selfs en verwag 'n nuwe wêreldorde wat in beweging kom. Nou ek weet nog selfs voor die pandemie gebeur het, voor die gebeurtenis van die lockdown en alles, was daar al reeds laas jaar 'n bespreking in verband met die verwagtinge van Mei maand, waar die Vatican, waar die Paus dan die wêreldleiers ontmoet en sekere besprekinge gaan bespreek en daar's redenasies wat gevolg word van nog 'n nadere stap aan een wêreldorde. Maar vriende, hoe dit ook al mag wy, my boodskap gaan nie oor die nuwe wêreldorde of so as sulks nie. Dit is net 'n vlugtige ingooi gapentjie in verband met ons mensdomse gedagtes van die veranderinge wat plaasvind, so vlugtig, maar selfs nou wat plaasvind, so vinnig oornag. Oornag, liewe vriende, was daar vir ons as mens 'n hele nuwe sendingsopdrag. Kyk, die sendingsopdrag is eintlik dieselfde, maar die metodes is nou in verander. Oornag is daar nuwe metodes wat moet plaasvind. Met 'n hele nuwe denkwyse, met 'n hele nuwe uitdagingsstelsel. En vriende, met hierdie nuwe uitdagingsstelsel dink ek jy is aan iemand, 'n man van die Bybel in die Nuwe Testament, en dit was Paulus. En ek lees Romeine, soos dat ek nou ons skriftuur uitkom, maar ek het Paulus in gedagte, liewe vriend, want hy's 'n diep teologiese student. En die boek wat hy geskryf het in Romeine is 'n baie diep teologiese boek, maar tog verstaanbaar. Die Here sal iets gee wat nie verstaanbaar is nie. Maar jy sien, daarin verduidelik Paulus vir ons, hy verduidelik daar vir ons van die regverdigmakingsproses, hy vertel vir ons daar van die geregtigheid van Jesus, maar deur sy loopie en ervaring in sy lewe, sien ons hom as mens in die woord, waar ons hom sien eers as fariseer, waar hy die Christene vervolg, waar hy Jesus vervolg. So was hy dan 'n goeie diensknegt vir God, so het hy gedink, in sy denkwyse, en deur dit vervolg hy Christene, vervolg hy eintlik dan, as jy dit so kan stel, die regte mense. Maar vriende, deur sy dedikasie en sy voorbeeld, sien hy toe Jesus in 'n nuwe lig toe hy Jesus ontmoet op die Damaskuspad. En daar oornag, jy kan sê amper oornag, het hy 'n nuwe pad voor hom gesien, 'n nuwe lig voor hom gesien, met nuwe veranderinge. En soos Paulus dan daar die nuwe dinge sien ons dan in die persoon van Paulus self, sien ons daar groei in die woord, groei in die waarheid, groei in Christus Jesus. En ons sien vandag nog, liewe vriende, uit sy woord en brief wat hy geskryf het, leer vandag nog ons mensdom meer vir Christus ken. Ons leer meer van die lewenspad in Christus. Ons sien eintlik dan 'n evangelis en 'n wonderlike teoloog, maar een met 'n lewenspad, een wat die pad gestap het. Eers was hy 'n vervolger gewees, nou is hy volgeling. Eers was hy 'n fariseer gewees, vriende, nou is hy 'n apostel. En eers was hy 'n aanklaer, hy het almal aangekla, maar nou is hy 'n instrument in Jesus se hande. Natuurlik al daai in die naam van Jesus, liewe vriend. Maar hier in ons skriflesing kan ons sien van skrifverwysings. Ons kan as ons hierdie studie moet doen uit die teksvers wat ons nou hier gelees het. En ons raak aktief besig met die studie soos ek dit hierdie week was en uiteraard as ek alles moet weergee, liewe vriend, gaan ons hier lank sit vandag. Maar ons kan daar vir vas in kyk na al die skrifverwysings. Ons kan kyk daar, ons kan gebind raak aan al die uitdagings te sien wat Paulus gehad het. Ons kan kyk na die unieke gevolgtrekkings van alles. Ons kan kyk na die amper, as ons dit so mag stel, die akademiese teologie opsomming wat hy gee. En ek daai die stuk wat ons skriflesing gedeelte neem, as ek moet 'n teologiese opsomming moet maak wat Paulus vir ons gee,
'n eenvoudige oplossing is dit hierdie volgende 2 woorde. Of sal ek sê 3. Ons is oorwinnaars. Ons is oorwinnaars. So vandag, liewe vriende, op hierdie mooi Sabbat, in ons afsonderlike huise, bring ek graag vir u 'n boodskap van Paulus af. Ons gaan kyk wat hy bedoel, dat ek en u is oorwinnaars in Jesus Christus. En ons gaan terugkyk net vir 'n oomblik, liewe vriende, van dit wat ons gehaat het. En ek moet terugdink wat ons gehaat het voor die lockdown. En waar sit ons nou en wat gaan ons toekoms wees? Want vriende, oornag het dinge verander. Ons is eintlik, en ek dink amper Jesus laat dit toe, want in hierdie tydperk, soos ons in verskillende fases sien in die Bybel ook van waar hulle sulke uitdagings gehad het, soos ons en nou, is daar eintlik 'n transformasie wat plaasvind in Jesus. So in ons huidige transformasieproses na nuwe uitdagings, met die gedagte en die troos dat Jesus Christus kom weer en Christus se koms is naby. Daag ek jy uit om saam met my te kom kyk wat Paulus vir ons verduidelik deur die geïnspireerde woord wat geïnspireer was deur die Heilige Gees, waar hy vir ons skryf en meedeel met 'n boodskap vir die mensdom, nie net van sy tyd nie, maar 'n boodskap vir jou en vir my wat hier op die einde van tyd leef. Met nuwe uitdagings. Hier oornag het ek en die nuwe uitdagings. Hoe gaan die kerk vorentoe gaan? Hoe gaan ons die woord vorentoe verder verkondig? Hoe gaan ons staande bly? So vriende, kom ons kyk dan saam wat God vir my en vir jou vandag wil sê uit die boek en die geskrifgedeelte uit Paulus uit. Want daar gee hy vir ons 3 vrae. Wie kan teen ons wees as God vir ons is? Wie kan ons aankla en veroordeel as God met ons is? Wie kan ons van die liefde van Christus skei as Jesus vir ons is? Wie? Wat? Hoe? En ek dink, vriende, ons kan staan vandag. En ons kan letterlik staan en ons kan eintlik uitskree met ons volle stem. Kom in, Satan, kom in. Bring it on, bring it. Want in Christus staan ons vas. Gaan kla ons aan, bring it on. Maar in Christus staan ons vas. Liewe vriend, terwyl ons hierdie is 'n inleiding het vir die boodskap vandag, wil ek graag vra dat ek en u vir Christus net vir 'n kort oomblik, net vir 3 minute, net kan admireer vir wie Jesus is. In hierdie wonderlike lied van aanbidding. En die lied bring ek, liewe vriende, aan u. Dis 'n oorwinningslied. En dan direk na die lied, dan gaan ons vlugtig deur daai 3 vrae en ons beweeg dit deur en ons kom tot ons slotsom. En ons prys die Here vir die woord wat hy vir my en jou gee vandag. Maar kom ons geniet hierdie lied en u sal die woorde op die skerm sien. So daar waar u is in die huise, kom ons sing hartlik saam. As jy wil, nooi die kinders, nooi almal en staan sommer daar voor die skerm en kom sing en loof die Here. Want ek en jy is oorwinnaars in Jesus Christus. Kom ons geniet die lied. Kom ons sing heerlik saam. Oorwinnaars vir Jesus. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof
wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Wat 'n mooi oorwinningslied. Prys die Here. In Jesus Christus is ons oorwinnaars. Jesus is die oorwinnaar. Om hom te prys en om aan sy kant te gaan, kan ons nie enige fout maak nie. Maar vriende, kom ons gaan aan met ons boodskap vanmôre. En het is wonderlik om daai oorwinningslied te kon gehoor het, want die gedeelte wat ek en u nou bespreek, Romeine 8 vers 31 tot 39, van die Bybels het die opskrif hier daar as 'n oorwinningslied van Paulus. God vir ons, wie sal teen ons wees? 'n oorwinningsgedeelte. So vriende, ek wil graag net vir die 4 punte deurgaan en daar vrae het opgekom wat ons genoem het voordat ons lied gehad het. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En die tweede gedagte, wie kan ons aankla? Wie kan ons veroordeel as God vir ons is? En die derde een, wie kan ons van die liefde van Christus skei as God vir ons is? En dan die hoofgedagte, bly daar, liewe vriende, dit bly daar, ons is oorwinnaars in Jesus Christus. So kom ons begin vers 31 en 32, vriende, dit sê daar, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Met ander woorde, hoe sal die Vader nie saam met Jesus ons ook alles genadiglik skenk nie? Want jy sien, dit was juist die Vader wat gesê het dat hy stuur sy eniggebore seun sodat hy vir ons sondaars kan kom sterwe. Ons dink daaraan in die skrif Johannes 3 vers 16. Maar vriende, as dit dan so is en teregte is dat Jesus die koning van die heelal as op 'n wonderbaarlike manier gebore kom word as 'n kind en hierdie kind se lewe opregte lewe geleef het, 'n sonderlose lewe geleef het en hy gee sy lewe as die lam van God
As hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie kan teen ons wees? Ons kan 'n lang lys maak van mense wat teen ons is. Ons kan heel bo kan ons sit, Satan is teen ons. Die derde engele wat saam met Satan neergeval het, hulle is teen ons. Miskien is daar 'n paar vyande wat ons gemaak het, of wat hulle selfs verklaar as vyande. Ons kan hulle name daar sit. Miskien is daar mense wat jaloers is vir ons. Ons kan hulle name daar sit. Miskien is daar die wat ons nou op ons volgende lyntjie gaan praat oor wat ons wil aankla. Ons kan hulle naam daar sit. Maar vriende, op die einde van die dag, wie ook al daar is wat teen my en jou is, kom die hoofvraag van Paulus af, en hy sê daar vir ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Want as God vir ons is, wat maak het saak as die res van die wêreld teen ons is? Toe Jesus op aarde was amper die wêreld teen hom gewees. Ek meen, daar staan die magdom mense, kruisig hom, kruisig hom. En ek en jy as 'n gelowige, liewe vriend, gaan dit nie makliker hê nie. Ons gaan vervolging hê wat nog kom, wat sekerlik nie ver is nie. Maar in daai vervolging, liewe vriende, hoe gaan ons dit deurmaak, deur daai krisis werk, as ons voel dat die wêreld teen ons is? En al is hulle teen ons, solank ons net nie by 'n gedagte kom dat God teen ons is nie. En ek wil graag noem, liewe vriende, baie keer dan voel dit ons as mens, maar hoorie, ek het sekerlik iets hier verkeerd gedoen, iets is nie reg nie. Want ek voel God is teen my. Hoekom moet ek nou so sukkel? Hierso is nou 'n wêreldpandemie wat gebeur, en ek is nie die oorsaak daarvan nie, ek is maar die onskuldige ene, en hier sit ek nou, ek het my werk verloor. Of hier sit ek nou, ek het nie geld vir kos vir my familie nie. Of hier sit ons nou vas, en ek bou hierdie depressie en stres op, omdat ons nie kan uitkom nie, en ek begin vraagteken, waar is God in hierdie alles? Ons sien die mense sterf by die duisende, maar waar is God in die prentjie? Is God dan teen ons? Is God teen my? Ons kan nie eens kerk toe gaan nie, ek meen really, is God dan teen my? Of is hy saam met my? En die disippels en met Paulus, is daar tye wat hulle werklik in vervolging was, wat ons nog gaan mee deel, liewe vriende. Ons moet ons voorberei vir daai gedeelte. Die profesie is baie duidelik. Daar gaan die verdrukkinge kom, 'n ligte een, dan is daar die groot verdrukking wat kom. Is jy en ek reg daarvoor? En hierdie gedeelte wat ons onsself nou in vir die lockdown, dit is nie 'n verdrukking nie, maar dit is 'n voorbereiding dat ons gedagtes kan regs omskep en sê, maar as God vir ons is, wie is teen ons? Die virus kan nie teen ons wees nie. Daar's 'n vyand wat dalk sê hy is teen ons, maar dit maak nie saak nie, want God is vir ons. En ek dink die twee vrae, God wat vir ons is, wie kan teen ons wees? En met die tweede vraag, wie kan ons aankla of veroordeel? Die twee gaan eintlik hand in hand, want as iemand teen ons is, gaan hulle ook die een wees wat ons aankla. En dis nou waar dit baie mooi ook die gedagte deurkom, Jesus Christus is nie die een wat ons aankla nie, hy is ons verteenwoordiger. En as Jesus ons verteenwoordiger is, en hy is op die lam van God, hy is die wat gesterf het, hy is die een wat ook opgestaan het uit die dode, hy is die lewegewer, hoe kan ek en jy verloor? Ek en jy bly oorwinnaars in Jesus Christus. Maar vir die kom ons lees vers 33 en 34. Wie sal beskuldiging uitbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. So vriende, alwel is daar beskuldigings, en ons kan 'n bietjie nader tuis kom, want u weet, beskuldigings kom nie net van baie ver af nie. Daar is die ongelowiges en die buitemense wat ons kan beskuldig van dinge. Ek weet, ek het laasweek van u vertel van die gesprek wat ek gevoer het, of ek het gesien hoe hulle
daar die advertensie van die twee mans wat mekaar soen, van die twee soldate wat mekaar soen, en hoe die mense promoveer, en hulle prys, dit lyk so mooi, dan so 'n paar van ons Christene wat hier ingekom het, en net gesê, maar dit is onaanvaarbaar, en hoe die Christene ons aangeval word, ek was aangeval op daai blad, ek meen, hulle het my ingevlieg en gesê, maar jy ken nie jou Bybel nie, jy interpreteer die Bybel verkeerd, jy ken die God nie. En uiteraard, het ek net 'n stelling gemaak, dit is 'n lang stelling, so ek kan nie alles nou presies vir jy sê nie, maar om 'n opsommetjie te maak, die vraag gevra, hoe interpreteer jy dan jou skrif? Interpreteer jy dit in jouself? Want wanneer ons die woord interpreteer volgens God se wil, volgens die Heilige Gees, is dit wat jy dan doen, dit bly sonde, net soos dit enige ander sonde nog sonde is. Sonde is nog sonde, sonde het nie verander nie. God haat sonde. Hy is die sondaar lief, so vir jou, wat man soen, vrou wat vrou soen, hy is lief vir jou. Maar die sonde wat jy mee besig is onaanvaarbaar. En ek onthou nog laas Sabbat het ons genoem, dat wat hulle gesê het, maar ons is so gebore, God maak nie mense sondaars nie. God maak nie moordenaars nie. God maak nie rapist nie. God maak sekerlik nie vir 'n man, om 'n ander man voor te begeer nie. Nog minder maak God 'n vrou om 'n ander vrou te begeer nie, want in die begin het hy man en vrou geskape, perfek geskape, en hy daarvan gehou. En met die sonde wat ingetree het die dinge verander, maar God het dit nie geskape of verander nie. Sonde het. En een van hulle het eintlik vir my, ek het nou gesien gister, het ek gesien op my Facebook, die chat gedeelte, dat die ene is op soek na my, hy soek my nommer en want hy wil my aankla vir naamskending. Wat is die ander woord? Dit sal seker nou by my opkom. Maar hy wil my gaan aankla, hy praat met sy prokureur en goede. Maar vriend, ek het geen vrees nie. Want ons gaan nie wegtree van die woord af nie. So die aanklaer, hier by nommer 2, wie kan ons aankla? Daai ou kan my aankla. Hy kla my miskien aan by sy prokureur mag my dalk miskien aankla. Daar mag dalk hofsaake wees, van naamskending, wat ook het al mag wees, maar hy moet nie vergeet wat hy gesê het van al die Christene nie. So hy het ook aangekla. Hy het ook naamskending gedoen. Maar op die einde van die dag moet ons gaan kyk wat is waar. En liewe vriend, al verloor jy daai hofsaak, al verloor jy teen sulke mense soos daai, wat die meerderheid jou pak slaag wil gee voor dat jy 'n Christen is en opstaan vir die waarheid, wil ek vir jy sê, die vraag wat Paulus hier vra is, wie kan jou aankla? Wat jou aankla is nie Jesus Christus nie, want Jesus is waarheid, Jesus is liefde, hy gee lewe. En as Jesus jou nie aankla nie, is jy vry. As Jesus jou nie aankla nie, is ons vry, want Jesus is die een wat ons verteenwoordig. In Jesus Christus is ons wenners. Ons is wenners. So wie kan ons aankla? Enige ander een. Maak dit saak? Glad nie. Want as ek saam met my Jesus staan, is ek vry, ek is 'n oorwinnaar. Halleluja. Vriende, dan gaan ons aan. Vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei vir die liefde van Christus? Ons sal nou by daai ene kom, nuwe vriende. Maar wie kla ons aan? Ons het klaar genoem, Satan kla ons aan, mense kla ons aan. Maar ek wil graag vir u net noem, laat ons net bietjie meer tuis bring. Baie keer kla ons onsself aan. Ek bedoel, ons kyk in die spieël. Oef, ja, ek het 'n skewe neus. Oef, ek lyk nie so mooi nie. Of ons praat negatief oor onsself. Ons kla onsself aan. Oor hoe God ons geskaap het. Ons kla onsself aan oor verskeie dinge. Ons gee onsself pak slaag. En partykeer wanneer ons Bybelstudies doen met mense vir voorbereiding vir die doop, vind ons in hierdie situasie. Broer A, suster C, is julle reg om gedoop te word? Nee, leraar. Ons het nog baie om reg te maak voor ons gedoop is.
Nou, ek verstaan die konteks van om voor te berei, dat jy tot bekering moet kom. Ek verstaan dit. Ek verstaan ook dat jy die leerstellings wil deurgaan, om alles te kan onderhou, dat jy nie jouself in 'n blote skaamte sal vind, dat nadat jy gedoop is, dinge nie kan verduidelik nie. So ek verstaan daai konsepte. Maar hierso het ons nou met twee mense te doen, byvoorbeeld, wat die woord ken, wat Christus reeds aanvaar het, wat reeds sy oorgawe gegee het. So die volgende stap is dan om vir die publiek getuienis te wees en jou te laat doop, en dan die invloed van die Gees kan kom, en die gawe kan gee, dat jy kan deelneem in die liggaam van Christus. Maar die twee kla hulle self aan en sê, maar hulle is nog nie goed genoeg nie. Sulke mense probeer ook dan om perfect te wees voordat hulle gedoop is. Maar Jesus sê vir ons, kom soos hy is. Want wanneer ons kom soos ons is, dan gaan die Heilige Gees werk, en hy gaan ons die heiligmaking proses werk, en liewe vriende, hy gaan ons maak, en hy gaan ons bou, en ons karakter opbou soos Jesus sin. So by die vraag, liewe vriende, wie kla ons aan en wie veroordeel ons? Soms veroordeel ons onsself. Ons kom nie op daai punt om te besef, maar God is so groot, God is so lief vir my. Jesus het gesterf die kruis vir my. Laat ek myself, my gedagtes neerlê, van my negativiteit, van myself oordeel, my swak selfbeeld, alles wat daar is, sit ek oor in die Here se hande. Want in Christus Jesus is ek 'n oorwinnaar. Vriende, ons derde punt daar. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Vers 35 tot 36. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking en benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is. Om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. So, liewe vriende, hierdie gedeelte sê vir ons, wie kan ons wegneem van die liefde van Christus? Vers 36 praat van, vir U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Ons gaan op 'n tyd kom. Ons is op 'n tyd waar mense ons nie aanvaar nie, nommer 1. Ons is op 'n tyd waar mense ons kritiseer. Ons kritiseer soms onsself of vir mekaar as gelowiges. Maar vriende, ons gaan nog in 'n ergere verdrukkinge kom. Hierdie waar ons nou gelockdown is weens 'n virus wat omgaan tot beskerming van ons gesondheid. Hierdie was nie 'n beweging van kerk en staat wat vir ons nou vervolg nie. In die verlede sien ons in Openbaring, sien ons die geskiedenis deurwerk waar daar vervolging is van staat. Dan is daar 'n vervolging, 'n era van staat en kerk. 'n Groot vervolging, donker eeue. Dit kom weer, liewe vriende, net voor Jesus kom. Maar is ek en jy reg vir daai verdrukkinge? En hierdie tydperk wat God nou vir ons toelaat om hierdie ondervinding deur te gaan van 'n lockdown, waar ons diepe vrae en die vrees kan staar van hierdie siekte. Hierdie vrees kan instaar, maar ons kan nie eers oor grense gaan nie. Ek meen, my kinders is in ander provinsies, hulle kon nie eers deurkom nie, Shelby het daarom deurgekom, op 'n mooi manier. Maar liewe vriende, hoe bewerkstellig ons van daai gevaar om in die gesig te staar daarvan, en partykeer vra ons onsself af en ons bekommer onsself half dood, waar ons onsself te ruste kan stel om te weet, wie kan teen ons wees? Wie kan die liefde van Christus van ons af wegvat? Niemand. Daar's nie 'n enkele siel of sader of engel wat dit vir my en jou kan wegvat nie. Al is dit die moeilikste verdrukkinge, al is dit die vieslikste, sterkste virusse, maar niks kan ons ontneem van die liefde van Christus nie. Nie een nie. Maar vriende, wat ek hier wel kan sê is, kom ons kyk dan na 3 vrae net weer, dan sê ek vir u. 1.
God is vir ons, wie kan teen ons wees? Okay, die wêreld kan teen ons wees, maar dit maak nie saak nie. Wanneer dit wel saak maak, is wanneer jy teen jouself is. Wanneer jy jouself ontneem om jou rug teen God te draai. Dis 'n gevaar. Die tweede punt, wie kan ons aankla van ons en veroordeel? Satan probeer. Maar dit maak nie saak nie, want Jesus tree vir ons in. Wat maak dit saak as 'n ander persoon ons aankla, valslik of waarlik? Dit maak nie saak nie. Want Jesus staan vir ons in. Maar wat dit wel saak maak, liewe vriend, is wanneer ek en jy self besluit, maar ek het nou te ver gegaan, ek kan nie vergifnis kry nie. Of wil jy self aankla om te sê, maar ek is nie reg om gedoop te word nie. Wat ek eintlik dan wil sê is, God is nie kragtig genoeg om my te vergewe nie. God is nie kragtig genoeg om die sondes my af te was nie. So vriende, ons kla onsself, ons veroordeel soms onsself. Ons moet versigtig wees teen self. Die Bybel leer ons, gaan lê self af. Want ek en u is 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Hy kla ons nie aan nie, hy verteenwoordig ons. Hy is nie teen ons nie, hy is vir ons. Soveel so dat hy sy lewe kom gee het. En dan die derde punt, wie kan ons van ons liefde van Christus wegneem? Nie Satan nie, geen mens nie, nie Jesus self nie. Net ek en jy, deur ons besluit, kan ons die liefde van Jesus verloor. Liewe vriende, dit is 'n baie gevaarlike stelling. Of 'n beskuldiging as ons iemand anders die blame wil gee. Jy weet, dit gebeur soms. Jy bly weg van die kerk af. Want die leraar, of die ouderling, of broer so en so het my kwaad gemaak, of het van my geskinder, of het die of daai gesê, of jy weet, een of ander iets. Nou bly ek sommer by die huis, ek draai nou my rug teen God, teen sy kerk, teen myself ook sommer. En as ek nou, as iemand met my wil praat oor, kom ek vertel jy die waarheid, dis daai persoon en daai persoon, daarom. Liewe vriende, hier is Paulus. Mense het nie baie van hom gehou nie. Veral nie omdat hy reguit praat nie. En veral nie die fariseërs om te hulle gesien het, maar hy volg nou vir Jesus nie. En daar's verskeie redes, maar hy kom hier met waarheid uit, liewe vriende. As God vir ons is, waarom wil ons dan weer 'n klein dingetjie in die kerk nie meer kerk toe gaan nie? Want dit is die liggaam van Christus. Dis wat God wil hê ons moet wees. Hoekom draai ons self ons teen dit? Dan wil ons ander mense aankla of ander mense blameer en partymal God sommer blameer omdat hy dit toegelaat het. Maar die fout lê by my en jou. Wie kan die liefde van Christus van ons af wegskei, liewe vriende? Die Satan is nie krag genoeg daarvoor nie. Die demone het nie krag daarvoor nie, liewe vriende. Jou huweliksmaat het nie die krag daarvoor nie. Geen ander persoon het die krag daarvoor nie. Net jy jouself kan dit ontneem. Maar Jesus self kan nie, want vriende, Jesus is die een wat liefde gee. Hy is liefde. Hy is die lewegewer. En hy het die voorbeeld gestel. Hy het sy lewe kom gee. Daai is 'n egte liefde. So wie kan die liefde van ons wegneem? Van ons kyk? Niemand nie. Behalwe ons onsself. Behalwe ons onsself. Maar liewe vriende, vers 38 en 39, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daar's niks in die wêreld, liewe vriende, wat ons kan skei van die Here nie. Nie afstand nie, nie tyd nie, nie 'n virus nie, nie
sonde nie, want daar is oorwinning in elke liewe aspek en die oorwinning bly in Jesus Christus. En daarom weer vriende, soos die oorwinningslied vir ons dit mooi gestel het, waar ons daar gedurende geloof en prys het in sang, ek en jy bly oorwinnaars in Christus. Die oorwinning lê in Jesus Christus. En ek wil graag vir u vra vandag, liewe vriende, want hierso praat van in vers 37, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinners deur Jesus. Paulus sê ons is nie net oorwinnaars nie, ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. En weet jy hoekom, liewe vriend, is ons meer as oorwinnaars? Laat ons net bevestig die definisie van oorwinnaar. Dis iemand wat wen. Paulus sê ons is meer as dit. Vers 38, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God nie. Niks kan ons skei van God nie. Ons is meer as oorwinnaars. Broer en suster, as jy en ek meer as oorwinnaars is, hoekom praat ek en jy asof ons verloorders is? Hoekom dink ek en u asof ons verloorders is? Hoekom kruip ons weg by die evangelie in ons hart asof ons verloorders is? Hoekom praat ons nie in die publiek van die woord en van wat Christus Jesus op die kruis gedoen het nie? Maar ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Die Here gee vir ons die ewige lewe. Ons hoef nie eers die mens te vrees nie. Al neem hy ons lewe, ons gaan die ewige lewe hê in Christus Jesus. Want die tweede dood kan niemand van ons wegneem nie, want daar's lewe in Jesus. So my vraag bly die, liewe vriende. Wie ontneem ons van al hierdie dinge? Wie ontneem ons om te gaan getuig? Wie ontneem ons om te glo en te vertrou dat ons die ewige lewe het? Wie ontneem ons van die liefde van Christus? My en jou besluit alleen. Ons kan niemand blameer nie. So ek wil graag vandag weer vir u vra. Uit die diepte van my hart af en uit die diepte van die hart van God en uit die woord uit vra ek u vandag. Waar staan u met u verhouding met Jesus Christus ten opsigte van om te glo en te vertrou dat daar niemand anderste is wat jou kan aankla of veroordeel nie. Daar's niemand anderste wat teen jou kan wees nie. Daar's niemand anderste wat van jou liefde van Christus kan ontneem nie. Niemand nie, net jouself. Wie wil u vandag blameer, indien u daai persoon is, wat nooit die oorgawe gevat het, om te sê, maar Jesus het my lief, kom ek gaan vertel mense hoe lief het my Jesus my nie, kom ek gaan vertel die mense, ek sit sonder werk, ek het 'n bord kos elke liewe dag, daai getuienis van my is dood, want ek het geen vertroue nie, ek word aangekla deur mense. Wie wil ons nog die skuld gee? As ons meer as oorwinnaars is in Jesus. Nou vriende, ons het die boodskap begin vanmôre met hierdie gedagte dat ons sit in hierdie sone van oornag is daar 'n verandering. Want jy weet, dit gaan weke vat voor hierdie ding gaan normaliseer. Finansieel gewys, sosialisering en evangelie gewys, oornag het dinge verander, oornag. Maar as jou en my geloof van so 'n aard, dat ons kan toetree en toelaat, dat die Heilige Gees ons kan lei, tot nuwe insig van hoe ons die evangelie moet oordra, tot nuwe insig om te weet, maar hier is die tekens van die tye, Jesus se koms is naby. As sy koms naby is, het ek en u 'n opdrag van Jesus ontvang, om die wêreld gaan verkondig van die ewige evangelie. Vrees God en gee hom heerlikheid.
Geval het Babel en hy gaan nou weer val. Kom uit daar uit my volk, want bly weg van die merk van die dier, moenie die merk of die getal van die dier aanbid nie, kom weg van die antichrist, kom uit daar uit my volk. Hoekom is ek en jy so vreesbevange om daaroor te praat, om dit te verkondig, om iemand weer geself te sê, hoorie, Jesus het jou lief. En weet jy, hoe weet ek het? Want niemand kan eers na liefde van jou wegneem nie, want hy is die een wat sy lewe vir jou gegee het. Hoekom kom ek en jy nie by daai punt? Met die insig van, niemand is teen ons nie, as Jesus vir ons is. Niemand kan ons aankla nie, as Jesus vir ons is. In Jesus is ons meer as oorwinnaars. En as ons meer as oorwinnaars is, en ons bly stil, hoe kry ons dit reg? Wat is verkeerd in my hart en my gekop, as ek nie daai oorgawe kan laat uitvloei nie? Liewe vriend, ek wil vir u sê, as u en ek daai tipe persoon is waar dit nie kan oorvloei nie, dan sit ons met 'n probleem. Want dan het ons iewerste vasgehaak en ons het geglo, maar ek is aangekla. Iewerste is dan vasgehaak om te sê, maar mense is teen ons. Iewerste is vasgehaak met 'n vrees van, maar wat gaan hulle nou sê? Met iewerste is 'n vrees van, as ek dit nou sê, gaan hulle my sommer hof toe vat. Die Bybel sê vir ons, liewe vriend, vrees vir niks nie. Die Bybel sê vandag vir ons, Paulus het vir ons nou vandag vir ons weer gesê, al is daar iemand teen ons, Jesus is vir ons. Al is daar iemand wat ons aankla en probeer veroordeel, Jesus is vir ons. Al is daar iemand wat probeer die liefde van Christus vir ons wegneem, hulle kan nie. Want in Christus, liewe vriende, staan ons eintlik daar as of niemand ons aangekla het nie. Ons staan daar asof niemand teen ons is nie. Ons staan daar want Jesus is ons verteenwoordiger. Ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. En ek nooi u uit, liewe vriende, dat ek en u saam as oorwinnaars nie net kan leef nie, maar kan getuig. En van hier af vorentoe, liewe vriende, op nuwe maniere en op alle plekke en tye wat daar die geleentheid is om te getuig. Jesus is liefde. Jesus lewe. Jesus het 'n verandering in my lewe gemaak. Hierdie virus klink rof, liewe vriende, want daar so duisende mense wat gesterf het. Maar hoeveel mense het nou al daai virus geoorwin? En hoekom? Daar's dan nie nog nie eers 'n vaksin vir oorwinning nie, maar daar's mense wat dit oorwin. Weet hoekom? Want Jesus lewe. Jesus lewe. Hoe gaan ek en u die pad vorentoe stap? Oornag het dinge vir my en vir u verander. Maar wat nie verander het nie, liewe vriend, is dat Jesus vir ons is. En as Jesus vir ons is, wie kan teen ons wees? As Jesus vir ons is, wie kan ons aankla? As Jesus vir ons is, wie kan die liefde van Jesus wegneem? Niemand nie. Ek en u bly meer as oorwinnaars. En kom ons dank om daarvoor. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons voor u kan kom in aanbidding en u kan dank dat ons oorwinnaars in Christus Jesus is. Ons dankie, liewe Vader, vir die liefde van u. Ons dankie, liewe Vader, dat u die seun gestuur het om te sterf op die kruis, as 'n liefdesoffer, as 'n betaling van dit wat ons verrig het. Maar ons staan vry, liewe Here, en daar is niemand wat ons kan aankla nie, want in Jesus het ons 'n verteenwoordiger. Liewe Here, bespaar ons asseblief van die gedagte dat ons nie goed genoeg is nie. Want in Jesus is ons volkome. In Jesus is ons meer as oorwinnaars.
Help ons om dit te glo, liewe Here. Help ons om dit te vertrou en dat ons kan gaan getuig in hierdie wêreld wat dit nodig het, dat ons oorwinnaars is. Help ons om oorwinnaars te gaan maak, liewe vriend, liewe Here. Nuwe vriende gaan maak in die gemeenskap en hulle deel kan maak van hierdie oorwinning in Christus Jesus. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met ons almal. Amen. Dankie, liewe vriende, mag die Here u seën. En onthou, dis nuwe uitdagings, maar ek en u is meer as oorwinnaars. Kom ons gaan lewe en ons as oorwinnaars. Dis met vreugde, met blydskap. Maak die saak wat om ons aangaan nie. Bly in Jesus. Dis waar ons veilig is. Geseënde dag vir u. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe. Die